Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gaste saam met ons in die ateljee vanoggend is Dr. Conrad Keiser. Hy is die voorsitter van Sakota en bestuurende direkteur van Bryson Commodities, asook Jean-Pierre Kotse, bestuurder van navorsing en projekte by Sakota. Goeiemôre kerels, welkom hier op Groot Plaas. Goeiemôre. So, ons praat oor die onlangse grondtarief aanpassings. Kan jy vir ons dalk verduidelik hoekom Suid-Afrika 'n wisselvallige invoertarief op koring het en wat die doel presies daarvan is? Ja, ons het 'n wisselvallige tarief as gevolg van die hoogs gesubsidieerde koringmark wat daar in die wêreld is en as gevolg van daai gesubsidieerde mark is koringpryse toenemend altyd onder druk en die tarief is daar om te verseker dat die boer teen laer pryse beskerm word en in die geval as koringpryse hoog is, dan word die verbruiker weer teen hierdie tarief beskerm. Soos die internasionale pryse aanpas, word hierdie koringtarief dan oor tyd ook aangepas om die beste vir die verbruiker en die produsent te verseker. Nou, een van die interessante statistieke is dat meer as helfte van Suid-Afrika se invoere of koringbehoeftes is gevolg van invoere wat ons moet doen. So, hoe beïnvloed dit die stabiliteit van plaaslike pryse? Ag, jy is 100% reg. Suid-Afrika produseer omtrent so 2 miljoen ton se koring plaaslik. En dan, maar dit is omtrent nie die helfte wat ons nodig het vir ons verbruik as ons insluit ons buurlande. So ons moet nog so 1.6 miljoen ton invoer. En omdat ons so baie invoer, is ons mark baie sensitief vir internasionale pryse en skokke. So 'n voorbeeld daarvan is toe COVID daar was of 'n ander voorbeeld is aan die begin van Rusland en Oekraïne se oorlog. Was dit baie onstabiel geweest. En nou die ander ding is soos Conrad gesê het, daar's baie ander lande wat gesubsidieer word vir hulle koring. En dan is daar ook baie verskillende kwaliteit vir koring. So Suid-Afrika is koring soos mielies is verskriklik belangrik vir die voedselsekuriteit in Suid-Afrika. Nou, wie is die hooflande van wie ons invoere afkry? So die hooflande, ons kry koring van Argentinië af en van Rusland, Oekraïne is maar die grootes waar ons koring vandaan kry. En dan Australië ook, maar dit hang ook af van die seisoen in daai land wanneer die koring beste geprys is. Nou, julle noem nou dat pryse getrigger word of daar's triggers. Wat het nou daartoe gelei dat die tarief getrigger is vir verlaging? So die 25 November was die derde aaneenlopende week wat die internasionale Kansas FSA prys met meer as $10 verhoog het. So dit beteken as hierdie $10 is 'n vooraf ooreengekomde prys, as die internasionale prys op of af gaan met meer as $10, dan moet die tarief in werking spring op of af. En omdat hierdie prys nou getrigger het, nou kort ons in Suid-Afrika is dit nodig vir die tarief om af te neem. So die huidige tarief is ongeveer R850 per ton. En dit is in vergelyking met 'n JSE koringprys van omtrent R5.700 per ton. En dan die nuwe prys wat bereken is R235 per ton laer as daai prys en dit is so R660 per ton. Ja. Nou, watter praktiese verskil maak dit dan vir invoerders en meelenaars spesifiek? Ja, kyk, dit is belangrik dat hierdie tarief so gou as moontlik opwaarts of afwaarts aangepas word. As daar vertragings is, beteken dit wanneer 'n meelenaar invoer met 'n gegeewe tarief wat daar moet wees en as die tarief nie aangekondig word nie en hy word eers later aangekondig, kan jy nou sien dat dit 'n baie hoë effek op die verbruikers se pryse kan hê, net soos as die tarief verlaag moet of verhoog moet word wanneer die pryse dalk baie laag is, het dit ook 'n baie groot effek op produsente se realisasie en die pryse wat hulle kry en as hierdie vlakke nie betyds aangepas word, het dit 'n redelike effek op die boere se realisasie sowel as die meelenaar of die verbruiker se prys wat hy kan betaal as daar vertragings met hierdie aanpassing is. Nou Dr. Keiser, daar's egter 'n vertraging totdat dit in die staatskoerant gepubliseer word. Hoe groot is die risiko wat hierdie vertraging in die waardeketting dan nou skep?
dit het 'n baie groot risiko. Dit het in sekere gevalle 3-4 maande geneem voordat hierdie prys of hierdie aanpassing gemaak word. En soos ek nou net genoem het, as die tarief aangekondig word, byvoorbeeld as internasionale pryse baie hoog is en die tarief moet laag wees en hierdie tarief word nie aangekondig het en die tye wanneer hierdie koring dan ingebring word en die tarief is nog hoog, dan betaal die verbruiker baie meer. En net so die omgekeerde ook, as die tarief baie hoog moet wees, maar hy tans laag en hy word nie aangepas nie, dit het ook 'n effek op die produsente se realisasie. So jy kan sien, dit het 'n redelike effek dat of produsente te lae pryse kry vir hulle produk, of die verbruiker te veel betaal, omdat die tarief nie in sinkronisasie is met wanneer hy moet aangekondig word in die markplek nie. Maar ons sal nou weer terug wees, gaan ons 'n bietjie gesels oor oplossings wat julle moontlik vir ons het vir hierdie probleem. Ons gaste vandag in die ateljee saam met ons dokter Konrad Keiser en Jean-Pierre Kotse. Ons is nou weer terug net hierna. Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gaste vanoggend Dr. Konrad Keiser, hy is die voorsitter van SACOTA en dan ook Jean-Pierre Kotse, bestuurder van navorsing en projekte. Nou ons gesels 'n bietjie oor grondtariefaanpassings en in die verklaring wat ons gelees het, stel julle 'n geoutomatiseerde implementeringsmetodologie voor. Hoe sou hierdie stelsel dan nou anders werk as die huidige stelsel? Ag Dopie, die geautomatiseerde metodiek wat ons voorgestel het by iTech is ons stel voor dat die stelsel baie dieselfde werk as die maandelikse brandstofprysaanpassing. Dit sal beteken dat die tarief elke maand moet bereken word en dan ook wel die berekening sal gedoen word met die goedgekeurde berekening of die goedgekeurde som. En dan moet dit elke maand in die staatskoerant gepubliseer word. Dit sal verseker dat almal in die industrie presies gaan weet wanneer die tarief effektief gaan wees. So 'n goeie voorbeeld daarvan is die 25ste November, daai tarief wat toe getrigger is. As ons daai metodiek kon volg, het almal geweet die 1 Januarie sou daai R616 'n ton tarief in plek gewees het. Maar nou noem jy ook dat dit sal gepubliseer word, dan sal mense natuurlik toegang hê tot hierdie inligting. Maar is daar 'n spesifieke rede hoekom dit 'n goeie model is as ons dit gaan op 'n maandelikse manier doen, selfs as die brandstofprys aanpassingsmeganisme? Ja, dis definitief die onsekerheid vir die tarief maak dit baie moeilik veral vir traders om te weet wanneer die tarief betaal is en hoeveel jy gaan moet betaal. So as jy 'n boot invoer en jy verklaar daai boot, dan moet hierdie tarief betaal word. En as ons wag, om vir jou 'n idee te gee, van COVID af, wag die industrie omtrent 'n gemiddeld van 4 maande maar, vir 'n tarief vandat hy getrigger is om geïmplementeer te word. Maar daai 4 maande was al so lank meer as 6 maande gewees. So die onsekerheid ten opsigte van dit maak dit moeilik in die industrie. Nou, Dr. Keiser, as hierdie stelsel dan nou geïmplementeer word en kom ons sê, dis in plek reeds teen 1 Januarie 2026. Hoe belangrik is daardie voorspelbaarheid dan nou vir die res van die industrie? Kyk, dit is baie belangrik vir die industrie. Dit maak net dat daar baie meer sekerheid is vir die verbruiker en die produsent. Jy weet, ons beywer ons by SACOTA dat ons vir die hele waardeketting soveel as moontlik probeer sekerheid kry wanneer daar tariefaanpassings is, omdat dit, soos JP gesê het, 'n skok in die industrie kan wees. En as gevolg daarvan het dit net 'n baie meer deurwerkende effek op die hele waardeketting wanneer daar 'n voorspelbaarheid in hierdie aanpassing is. Nou SARS het ook nou al 'n lekker waarde getrek hier uit in die tydperk, ongeveer amper R750 miljoen uit tariewe ingevorder. Hoe balanseer ons die behoefte om plaaslike produsente te beskerm teenoor die koste vir die verbruiker? Ja, al wat ons kan het is dat as hierdie tarief so gou as moontlik aangekondig kan word, dat wanneer die tarief inskop, dat ons by internasionale pryse is, die vertragings, dit lyk asof dit nie die regering pla om hierdie tarief in plek te sit nie. Ons het dit ook nou al via SACOTA by die Departement van Landbou het 'n sogenaamde masterplan. Ons het dit daar ook nou al
op die plan gesit om by die minister uit te bring. Daar's 3 ministers betrokke by die goedkeuring van so 'n tarief en hopelik met al die media dekking wat ons nou kry, sal hierdie dit binnekort ook op hulle radar kom om net die effek daarvan te hê vir die onstabiliteit en daar word betaal 'n sekere bedrag en ons verwag effektiwiteit van die departement of van die minister met die implementering hiervan. So hierdie inligting is daarom al by die minister en die departemente. Dis nou ongeveer so 13 maande sedert die aansoek vir die nuwe implementeringsproses by ITAC ingedien is. Maar watter terugvoer indien daar enige terugvoer al is, het julle al ontvang en is dit goed ontvang? JP kan dalk sê hy het aan die verslag deelgeneem. Ek weet van baie min terugvoer, maar miskien weet hy ietsie meer. So Dupie, ons het ek gaan nou sommer net, ek dink in Oktober was die industrie gevra om voor die commissioner, jammer vir die Engelse woord, te verskyn om ons insette te lewer. Maar sedertdien het ons nog niks weer terugvoer gekry buiten dat ons in die finale stadium is van hierdie proses nie. So nooit 'n goeie ding wanneer dinge so lank vat nie, veral as dit by die eindverbruiker 'n impak gaan hê. Die saak is soos julle sê op ministeriële vlak geplaas waar die Grain Value Chain Roundtable. Wat verwag julle nou in die proses en moontlike tydlyn vir afhandeling daarvan? Dupie, dis 'n verskriklik moeilike vraag om te antwoord. Ek dink enige iemand kan eerlik daai antwoord en korrek daai antwoord gee nie. So op hierdie stadium, omdat die minister, dit is op die minister se agenda gesit, so hopelik kan ons terugvoer kry van die minister af in daai opsig. So wat ons vra van die minister is basies om op te volg op hierdie proses met die saam met ITAC en die minister van handel en nywerheid om te probeer kyk of ons hierdie ding kan bespoedig en 'n vinniger antwoord kan kry omdat dit so belangrik is vir die industrie. Nou, wat is tans die grootste risiko as hierdie tariefaanpassings nie vinniger en meer voorspelbaar gemaak nie, Dr. Keiser? Nee, dit is maar wat weer terugkom na toe dat die verbruiker gaan heel waarskynlik te veel vir sy koring betaal en dan uit die aard van die saak brood en jy weet wat ook 'n redelike stapelvoedsel is in die land en of dit kan gebeur dat produsente se prys te laag is omdat die tarief nie betyds aangepas word nie en dat hulle te lae realisasie kan kry en die koringbedryf is tans onder geweldige druk veral by die produsente se kant. So dit speel 'n baie belangrike rol wanneer daar weer beplan word vir aanplantings volgende jaar hoe die tariefstruktuur toegepas word. So ons het so 30 sekondes oor, ek dink kom ons sluit gou af. Is daar 'n boodskap aan plaaslike produsente en verbruikers wat bekommerd is oor die koringpryse, broodpryse en voedselbekostigbaarheid? Ja, kyk, landbou is maar 'n seisonale produk. Tans gaan produsente onder geweldige internasionale prysdruk. So dis belangrik dat die tarief in plek kom vir hulle. Verbruikers dink ek is op 'n beter plek is 'n jaar terug as in die COVID tyd, as in die Russiese Oekraïne oorlogtydperk. So ek dink wel toe dit begin het. Toe dit begin het, ja, pryse is aansienlik laag, baie laag en sal ook sien met die inflasie aanpassings soos is broodpryse en die op baie lae vlakke. So ek dink die verbruiker het 'n relatiewe goeie tyd. Die boer worstel egter vir oorlewing op hierdie stadium. Dr. Keiser, Jean-Pierre, baie dankie julle vir julle tyd vanoggend en dankie vir julle insig oor die graantarief aanpassings. Dis ons gaste vir vanoggend, Dr. Conrad Keiser en Jean-Pierre Kotse. Dis al wat vir ons tyd het vir Groot Plaas vir vanoggend en ons sal môreoggend weer saam kuier. Lekker dag verder.